Ek vertrou dit gaan sommer baie goed met jou daar so waar jy is en hoe lekker is dit om weer op hierdie manier saam te kan wees. So aanlyn en waar ook al jy vandag saam met ons kyk. En ek is net so opgewonde om vandag met jou te deel waarheen die Heilige Gees besig is om ons te begelei. En as jy die eerste keer kyk saam met ons hierso by Kaleio Kerk, het al 'n bietjie van ons gehoor of ons dalk bietjie op Instagram gesien. Baie welkom vir jou en ek weet dat jy sommer net so intense belewenis met die Heilige Gees sal hê. Dit is vir my baie belangrik. Ek wil nie net vir jou inligting gee nie. Daar's genoeg inligting daar buite. Daar's genoeg ouens wat baie slimmer en beter inligting as ek het. My hart vir jou is dat jy 'n ontmoeting met die Heilige Gees het. Want dit is die Heilige Gees wat jou begelei in waarheid. Nie die oulike goedjies wat predikers sê en pastore sê of dominees sê nie. Dit is verhouding met die Heilige Gees wat jou begelei in waarheid. En so dis my hart vir jou, is dat jy vanoggend net weer eens 'n intieme ontmoeting met die Heilige Gees sal hê. So, sal jy saam met my bid? Dankie Here. U ken elke persoon se hart. U ken die detail van elke persoon se lewe wat nou na hierdie boodskap kyk. Ja Here, en ek kom met 'n spreek net 'n rus nou. 'n Asemhaal. Dat ons net weet U is in ons, U is met ons, U is by ons en ons kan leef binne die rus van Jesus Christus. Dankie dat U Gees ons vandag weer kom begelei rondom wat die regte stappe is in ons geloofspad saam met Hom. Dankie Here, ons het U so lief. In Jesus naam bid ons dit en almal sê amen. Ek drink vandag hierdie oulike Woolies koffietjie. Ek sien hulle het hom nou pink gemaak. So Woolies, luister jy, ek gaan weer shout out. Dis my voorreg om julle koffie te kan koop en drink, maar luister hierso, wil jy maar 'n bietjie? Nee, ek grap somme. Miskien kyk ek executive van Woolies. Ons moet bid dat hulle dit sien, dan kan hulle 'n bietjie nog koffie sponsor daar by ons. In elk geval, ons is besig in die brief van Hebreërs. En as jy laasweek saam met ons gekuier het, was ons by Simplicity Venue gewees en ons het rondom die onderwerp van skynheiligheid gepraat. En die Heilige Gees het ons so mooi kom begelei om te sê, ek wil hê julle moet een ding baie diep verstaan, is dat Jesus Christus, Hebreërs 9, het in die hemelse tempel, die ware tempel ingegaan en die finale offer wat sonde geverg het hy ingestap, hy het sy lewe gegee, hy het met sy bloed betaal, en wat in daai oomblik gebeur het, is dat die oomblik toe Jesus Christus uit die dood uit opstaan en die dood oorwin het daar 'n skuif gebeur. Toe jy in hom glo, het sy volle geregtigheid op jou kom woon, of jy dit geword, nie kom woon nie, jy die geregtigheid van God geword, en aan die kruis het jou volle sonde, die wêreld se sonde het op hom gegaan, en hy het die pad vir ons kom oopmaak, Hebreërs 9 en 10, sodat ons in 'n vrymoedige, oop verhouding met die Here kan leef, waar daar geen offerstelsel meer is nie, waar daar geen werke meer is, waar daar geen afstand meer is nie, maar dat ons in 'n lewende verhouding met ons Vader kan leef, en ons loof die Here daarvoor. En dit was my so ongelooflik, elke keer as ons die evangelie kommunikeer, sien ek hoe mense vry word, sien ek hoe mense ontdek, maar Jesus Christus het alles gedoen, en ek kan in die rus lewe, ek kan Jesus geniet, ek kan sy liefde, kan ek geniet, ek kan die erfgenaam wat ek is geniet, ek kan sy bediening geniet. Dis die gospel. So, elke keer wanneer ons die gospel preek en mense lief het, kom mense vry. En dis vir my so belangrik dat ons aanhoudend hierdie boodskap kommunikeer, dat mense kan vrykom. En so in hierdie week, toe ek by die Heilige Gees besig is, en ek blaai om van Hebreërs 10 na Hebreërs 11 toe,
yes, toe val daar net weer hierdie woord in my gees, en ek wil jou kom vandag bedien uit Hebreërs 11 uit, en die hele Hebreërs 11 gaan eintlik oor een woordjie en een woordjie alleen, en dit gaan oor die woordjie geloof. Nou, ek wil in jou lewe kom krap vandag, deur te kom regtig vra, waar vind die woordjie geloof sy spasie of sy ruimte in jou lewe? Want hierdie is seker een van die belangrikste komponente van ons lewe. As ons sonder geloof leef, mis ons die totaliteit wat dit beteken om werklik lewendig te wees in Christus. En so kom ons begin by Hebreërs 11 vandag, Hebreërs 11 vers 1 tot 3, en dit sê die volgende, dit is seker hierdie een van die mees bekende skrifverse in die Nuwe Testament, en dit sê die volgende, dit sê, om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie kan sien nie. Dit is immers vanweë hulle geloof dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons kan sien nie. Nou ek en jy gaan vandag stil staan by, wat beteken hierdie? Wat beteken wanneer ons sê, ons lewe 'n lewe met geloof? Nou hoor mooi. Elke volwasse gelowige, glo ek, moet met hierdie gawe kan leef. Want ou geloof is 'n gawe, né? Met hierdie gawe kan leef om sekere paar goed te kan verseker weet voordat ons kan sien dat dit 'n realiteit is. Ek praat nou so 'n bietjie filosofies dalk of so 'n bietjie hoog, maar ek gaan nou dit mooi by mekaar trek. Ek wil dit weer definieer. Geloof is om te kan verseker weet dat iets 'n realiteit is voordat ons dit kan sien. Nou, die skrywer van die brief Hebreërs, dit is vir hom so belangrik om hierdie konsep vas te maak, want hy sê as sekere mense in die Ou Testament nie geglo het nie, as hulle nie die geloof gehad het, om iets te kan raak sien wat nog nie 'n realiteit is nie, sou ons nie vandag gesien het wat ons sien nie. Sou ons nie beleef het wat ons vandag beleef het nie. En so hy begin dit so mooi, die eerste gedeelte van, net na hierdie gedeelte, dan gaan lys hy 'n klomp karakters, dan sê hy, omdat hierdie persoon geglo het hierdie daai en dat gebeur. Hy sê, omdat Noag geglo het dat daar 'n vloed gaan kom, het hy alreeds die ark begin bou. Jy sien, baie keer begelei die Heilige Gees ons om sekere goed alreeds in plek in ons lewe te kry, voordat ons in 'n nuwe realiteit instap. En dis geloof, dat ek sien nog nie die realiteit voor my nie, of die nuwe realiteit voor my nie, maar ek weet dat daar 'n sekere paar goed in plek nou moet val, wat ek moet doen, sodat ek kan reg wees vir my volgende seisoen. Noag en sy gesin sou nie gered gewees het, as hulle nie in die geloof gestap het, dat daar 'n vloed sou kom. Die wêreld gesê hulle is mal, mense rondom hulle gelag en hulle gespot, maar hulle het net geweet, dat dit waarmee hulle besig is, die waarheid is, en toe kom die vloed. Ek weet nie met wie ek nou praat nie, maar ek weet die Here is besig om 'n party van ons te begelei, om soos Noag, al kyk ander mense, al lag ander mense, al spot ander mense, al is mense, vind ons belaglik, weet ons dat ons weet, dat die Here is besig met 'n nuwe realiteit, en ons is besig om sekere goed in plek te kry. Ek het bietjie iets van dit beleef, toe ons hierdie gemeente geplant het, toe ek begin kommunikeer het, ek beleef ek moet 'n gemeente plant, al die stemme, al die mense wat gesê het, jy's mal, jy's arrogant, jy plant nie 'n kerk in November nie, wat ook die stemme is wat mense oor ons uitgespreek het. Ek het geweet dat ek weet, daar's 'n nuwe realiteit, en ons sit vandag in hierdie realiteit. En as ek en my vrou nie geglo het dat dit is wat die Here wil doen, hier sou ons nie eers hierdie gesprek nou gehad het nie.
En so Hebreërs 11 gaan verder en hy sê, omdat Abel geglo het, en omdat Henog geglo het, en omdat Abraham geglo het, en omdat Isak geglo het hulle al 'n hele paar goed begin reg kry, want hulle het geweet, die Here is besig met 'n nuwe realiteit. En toe lees ek raak, dan sê dit daar in Hebreërs 11, omdat Josef geglo het. Nou, toe ek dit raak lees, ek weet nie wat met jou gebeur het nie, as jy partykeer goed in die Bybel raak lees, dan spring dit net uit. En toe ek lees, omdat Josef geglo het, toe beleef ek so sterk die Heilige Gees, begelei my om net vandag weer na Josef se storie te kyk. Want die Here wil jou kom bedien deur Josef se storie. Omdat Josef geglo het daar sekere realiteit gemanifesteer. En so kan ek jou vat vandag om hierdie geloofsprentjie na Josef toe te vat, want ek weet die Heilige Gees wil jou bedien deur hierdie storie. Ek wil die storie van Josef vinnig vir jou konteks gee, net jou vinnig herinner wat gebeur en dan vir jou iets uitwys. So kom ek vertel jou gou van Josef. Wie was Josef? Nou, Josef was Jakob se seun. Nou as jy onthou, Abraham het 'n seun gehad met die naam Isak, en Isak het 2 seuns gehad met die naam Jakob en Esau, en Jakob wou baie graag met 'n dame met die naam Rachel trou, maar Rachel was sy pa was 'n slim ou gewees en hy het dit toe reg gekry deur verleiding en deur slim plannetjies dat hy met die ander dogter Lea trou, maar tussen hierdie twee, hy het eers met Lea getrou en later met Rachel getrou, maar tussen hierdie twee vrouens van Jakob het hulle 12 seuns gehad, en Josef was een van die 2 seuns, Josef en Benjamin was Rachel se seuns gewees. Nou, van Josef se geboorte af, het hy nie ingepas nie. Hy was nie dieselfde as sy ander broers nie. En inteendeel, Josef was Jakob se gunsteling gewees. Jakob het 'n baie spesiale en unieke liefde vir Josef gehad, en die ander broers het dit raak gesien, hulle het jaloers geraak, en Josef het ek dink hy het daarvan gehou dat hy die gunsteling is, en so, daar is 'n plek waar die Here hom gebruik het om vir hom drome te gee, 'n gawe gegee om drome te kan hê en drome te kan uitleef, maar hy was so 'n bietjie arrogant rondom hierdie goed, en wanneer hy drome gehad het hy dit gaan sommer vertel vir die broers en sê, hoor, ek sien hierdie droom en julle gaan almal eendag voor my buig en julle gaan almal dit doen en so aan, en raak hy broers so kwaad en op 'n punt kon hulle dit nie meer vat nie en hulle wil die broer Josef doodmaak. Ek herinner jy gou vinnig hoe die storie loop. En hulle het toe beplanning, eendag toe Josef vir hulle kos neem, toe het hulle beplanning om dood te maak, en die oudste broer Reuben kry vir Josef jammer en hy sê, manne, ons moet nie ons broer doodmaak nie, hy is bloedfamilie. Kom ons verkoop hom eerder aan die Egiptenare. En tragedie gebeur binne in Josef se lewe. Onregverdig gebeur in Josef se lewe. Dit wat moes gebeur het nie gebeur nie, en dit wat verseker nie moes gebeur nie, het met hom gebeur. Kan ek net vir 'n oomblik stil staan? Was jy al in so 'n situasie waar daar goed na jou kant toe gekom het wat nie regverdig was nie, wat nie moes gebeur het soos dit gebeur het nie, wat 'n sekere traumatiese, ernstige effek op jou lewe gehad het. Nou Josef is presies deur dit. Maar ek wil hê jy moet raak sien, is dat van hierdie oomblik van tragedie, los die Here vir Josef nie een oomblik nie. Want hy het 'n roeping en 'n spesiale liefde oor Josef se lewe. Nou hoor mooi, ek wil jy moet raak sien wat gebeur hierso. Nou word Josef verkoop aan die Egiptenare en hy gaan word 'n slaaf in Potifar se huis. Nou, onmiddellik word hy die hoofslaaf. Onmiddellik stel die Potifar hom aan om sy hele huishouding en alles waarin oor Potifar in beheer is, stel Potifar vir Josef in beheer oor alles. En Josef doen so goed, hy is 'n man van integriteit, hy weet die Here is met hom, al kan hy nog nie sien nie, weet hy, dat alhoewel sy omstandighede
tragies is en hy nie meer by sy familie is nie, het hy 'n vaste geloof dat die Here met hom is. Kan ek jou herinner laasweek? As die Here beloof, maak hy seker dat dit gebeur. En een van die grootste beloftes in die Nuwe Testament is die Here sê, ek sal by jou wees. Ek weet nie waardeur jy nou noodwendig stoei nie, maar 'n belofte van ons Here af, van Jesus Christus af, sê ek sal jou nie soos 'n weeskind agterlos nie. Ek sal in elke oomblik, elke seisoen sal ek by jou wees. Nou hoor wat gebeur dan. Hy is die hoofslaaf in Potifar se huis. Potifar se vrou kry oë vir Moses, want die Bybel sê hy was 'n gespierde en 'n baie aantreklike man. En so sy kry oë vir hom en sy kry al die maniere om hom te probeer kry om saam haar in die bed te spring. En dit gaan vir 'n lang tyd so aan en deur al hierdie tyd sê hy, nee, ek kan dit nie doen nie, ek kan dit nie doen nie, ek kan nie sondig teen Potifar nie, ek kan nie sondig teen die Here nie. En dan eendag verlei sy hom en sy vang hom weer en hy hardloop weg. Maar sy het 'n stuk kledingstuk en toe hy weg is en Potifar kom by die huis, toe sê sy vir Potifar wat gebeur het. En dis waar ek die storie wil optel in Genesis 39. Hy sê hierso van vers 19 af, toe Josef se eienaar by sy vrou hoor wat die slaaf alles aan haar gedoen het, was hy kwaad. En hy het vir Josef gevat en in die tronk gegooi waarin die mense was wat deur 'n koning gevange gehou is. En hoor mooi, terwyl Josef daar in die tronk was die Here by hom. En hy het Josef sy troue liefde laat ondervind, sodat die tronkbewaarder hom goedgesind geword het. Hoor mooi, hy het vir Josef in beheer geplaas van al die gevangenes in die tronk en van wat hulle moes doen. Josef was verantwoordelik en die tronkbewaarder het nie meer na iets omgesien. Wag, ons moet nou 'n patroon hier raak sien. So toe Josef aangestel is in Potifar se huis, toe word hy aangestel oor alles. Nou word hy in die tronk gegooi en vir 'n tweede keer word hy weer aangestel oor alles wat in die tronk gebeur. Alhoewel omstandighede verander sy roeping nie. En dan wil ek jy met hierdie raak lees saam met my. In Genesis 39 vers 23, die laaste gedeelte sê hy, alles was in Josef se hande, want die Here was by hom. Want wat Josef ook al aangeraak het die Here dit laat slaag. Kan ek dit net weer lees? Wat ook al Josef aangeraak het die Here dit laat slaag. Ons weet hoe die storie verder uitspeel. Net hierna in Genesis 40 is Josef in omstandighede waar hy 2 drome moet uitlê. Die drome van die skinker en die bakker. En die skinker het 'n droom en die bakker het 'n droom en dan lê hy dit uit en ons ken die storie, die skinker word herstel binne in sy amp en die bakker, soos wat die droom sê, gaan doodgemaak word en presies soos wat Josef dit uitgelê het, word hulle dan teruggestel en dan doodgemaak, die skinker en die bakker. En dan sê Josef vir die skinker wat gered is of wat geherstel is en sê hy, onthou my wanneer jy terug aangestel is en die skinker vergeet heeltemal. Vir 2 jaar moet Josef nog in daai selfde omstandighede funksioneer. En dan in Genesis 41, ewe skielik het die koning die farao drome van die 7 maarkoeie en die 7 vetkoeie. En dan ewe skielik 2 jaar later onthou die skinker eers van Josef en dan roep die farao vir Josef en sê, lê jy die drome vir my uit? Dan lê Josef die drome uit en dan gebeur vir 'n derde keer dieselfde ding. Hy was eers aangestel oor Potifar se huis, oor alles. Toe was hy aangestel in die tronk oor alles. En toe aan die einde van Genesis 41 word hy aangestel oor Egipte, oor alles. Ek gaan herhaal, alhoewel sy omstandighede konstant verander het sy roeping nooit verander nie. Ek weet nie met wie ek vandag gesels nie, maar so maklik verander ons omstandighede en dan vra ons, Here, waar is jy? Here, hoekom gebeur hierdie goed met my? Here, hoekom ek kan nie in hierdie situasie verder funksioneer nie? Hoekom moet my werk so wees? Hoekom moet my man so wees? Hoekom moet my kinders so wees? Hoekom moet my gesondheid so wees? Here, hoekom is ek in hierdie omstandighede? Kan ek net vandag jou stop en sê,
Miskien het jou omstandighede niks met jou uit te waai nie. Miskien moet ek en jy 'n nuwe perspektief kry om te sê, wat ook al die omstandighede is die Here met my? Sy hand is oor my? Wat ook al my hand aan gaan raak, sal suksesvol wees? En my roeping kan nie verander nie. So Here, al is my omstandighede nie optimaal nie, Here, omdat ek glo. Die titel van hierdie boodskap is, glo jy nog? Jy sien, want sonder geloof kan ons nie optimaal en oorwinning en in oorvloed leef nie. Geloof is die deur wat ek en jy oopmaak binne in ons lewe, sodat die Here bonatuurlik kan beweeg in ons lewens. As ons nie glo nie, as ons onsself 'n limit opstel, as ons in vrees lewe, as ons in naïwiteit lewe, as ons in pessimisme lewe, hoor mooi, dan lewe ons eintlik maar 'n tragiese lewe. Ek wil jou net stop vandag en te sê, het jy dalk op 'n pessimistiese plek gekom? Het jy op 'n plek gekom waar jy negatief na alles kyk en eintlik op 'n plek is om te sê, maar kyk hoe lyk my omstandighede, niks wil vir my uitwerk nie. Stop. Glo jy nog? Wil jy dalk saam met my wees soos Josef, te sê wat ook al my omstandighede is, ek maak die deur oop. Ek maak die deur oop dat die Here se storie wat nog nie klaar is nie, kan 'n realiteit word. Josef kon opgegee het by Potifar. Wel, hy kon opgegee het by sy broers en weggehardloop het, of hy kon opgegee het by Potifar, maar hy het nie. En hy kon opgegee het in die tronk, in die haglike omstandighede, maar het nie, en hy het deurgedruk, hy was getrou, hy het geweet die Here is met hom, en toe word hy, kom ons gebruik die Engelse woord, promote, as leier oor Egipte. Ek wil net profeties vandag vir iemand sê, jou storie is nie klaar nie. Jy beleef jouself nou in die put, jy beleef jouself in haglike omstandighede, en die Heilige Gees vra vir jou, wees net getrou, leef jou gawes uit. As jy geroep is om mense lief te hê, hê mense lief. As jy geroep is om mense te genees, genees hulle. As jy geroep is om mense te begelei en te lei, doen dit. As jy soos Josef aangestel is om 'n leier van baie te wees, doen dit. Maak nie saak hoe die omstandighede lyk nie. Want so vinnig herinner iemand, word iemand onthou van jou, en jy word geskuif in 'n nuwe seisoen. En ek weet, ek is besig om met iemand te praat. Ek wil jou bemoedig vandag om te sê, moenie na jou huidige omstandighede kyk nie. Wees getrou en leef jou gawe uit, jou roeping uit, jou spesifieke roeping, Kaleo. Dis wat ons naam beteken. Maak nie saak wat die omstandighede is nie, ons leef 'n spesifieke roeping uit. So, ek wil jou kom vra vandag. Glo jy nog? Glo jy nog die Here kan die onmoontlike doen? En miskien sê jy nou, maar Leon, daar was 'n guns oor Josef se lewe. Hoe weet ek ons 'n guns oor my lewe? Is dieselfde guns wat oor Josef se lewe is oor my lewe? En ek wil vir jou sê, ja, verseker, want jy is nou in Christus. Jy is nou in Jesus. Jy het gesterf saam met hom en jy het lewendig geword saam met hom. So jy het nog 'n beter guns as Josef. Jy het die guns van Jesus Christus se lewe op jou. Alles wat aan Christus behoort nou aan jou. Die volheid van wat Christus is, dieselfde krag wat Christus uit die dood uit opgewek het, leef nou in jou. Die guns van die Here is oor ons. Ons is nie meer in die bloedlyn van Adam nie, ons is in die geseënde bloedlyn van Christus. En so wat sê ek vir jou? Daai selfde woorde, alles wat my en jou hande aanraak, die Here sal dit laat slaag. So, ek het beleef, ek moet 'n paar name vra. Chris, glo jy nog? Henko, glo jy nog? Dion, glo jy nog? Chrisaan, glo jy nog? Gadiel, glo jy nog? Hilde, glo jy nog? Johan, glo jy nog? Glo jy nog dat die Here kan beweeg in jou lewe
soos wat hy nog nooit voorheen beweeg het nie, omdat nie oor die omstandighede nie oor waar jy nou gaan nie, maar omdat jy getrou is en dat jy weet die guns van die Here is oor my. So ek wil jou hierdie vraag vra, glo jy? Leon, glo jy? Ekskuus my, jou vraag net vir my vra. Leon, glo jy? Glo jy, of laat ek dit eerder so sê, hier's wat ek glo. Ek glo dat die guns van die Here oor my en my gesin is. Ek glo dat die guns van die Here oor hierdie bediening is. Ek glo nie net dat Kaleio nog 'n kerk is nie, maar dat die Here hierdie kerk wil gebruik om die gesig van kerk te verander in Suid-Afrika en dalk verder. Ek glo dat hierdie gemeente 'n massiewe impak wêreldwyd kan hê. Ek glo dat hierdie gemeente mense gered kan kry, dat hy mense gesond kan kry en dat hy mense gestuur kan kry. Ek glo dat hierdie gemeente in die spesifieke regte tyd geroep is. Dis nie net deur mense opgerig en iemand het 'n goeie idee gehad en iets probeer doen nie, maar die hand van God is oor my en is oor hierdie gemeente. Ek glo dat mense wie gees vervuld sal funksioneer. Ek glo dat die gawes van die Here bonatuurlik in ons gemeente gaan vloei. Wonderwerke, genesings, profesie, 'n woord van kennis, leiding, al daai wonderlike gawes wat die Here vir ons gegee het, gaan weer so sterk begin funksioneer. Ek spreek Jesaja 61 dat arise and shine for your light has come, die lig van die Here kom skyn deur hierdie gemeente. Jy sien, ek glo, sal jy saam met my glo. Ons is nie net besig om oulike praatjies te preek nie. Ons is nie besig om net, lekker te kumbaya saam met mekaar nie. Nee, ons glo en is groter, dat Jesus saam met die Heilige Gees so sterk in die volgende seisoen gaan beweeg, dat die effek van Kaleio Kerk sal wees, nie net die verandering van kerk nie, maar 'n invloed op Suid-Afrika. Dis wat ek glo. En so Here, dankie Heilige Gees, dat U ons begelei deur die Heilige Gees, om in Hebreërs 11 vir ons te kom leer, omdat ons glo, kan ons seker wees in die hoop en oortuig wees in die dinge wat ons nog nie sien nie. Wow. Dankie Here daarvoor. En so ek wil jou begelei, daar waar jy is. As jy saam met 'n groep mense is, of jy kuier met iemand in hierdie week, kan ek jou vra, dat jy hierdie vraag gaan vra, waar het ek ophou glo? Miskien het ek ophou glo dat die Here vir my wil sorg. Miskien het ek ophou glo dat die Here kan my huwelik red. Miskien het ek ophou glo dat die Here my kinders sal red. Miskien het ek ophou glo dat die Here my land kan red. Miskien het ek ophou glo dat die Here my skool kan red. Miskien het ek ophou glo dat die Here my kan genees en gesond maak. Miskien het ek ophou glo. En ek wil jou net skuif en sê, maak weer daai deur in jou hart oop om te sê, Here, al lyk dit nie so nie, al sien ek nie nou nie, al weet ek nog nie wat aangaan nie. Ek maak die deur in my hart oop en ek glo jy kan beweeg soos nooit vantevore nie. Ek glo in die naam van Jesus Christus, die naam bo alle name. Ek glo dat hy my gered wil sien en dat hy my gesond wil sien en dat hy my gestuur wil sien. Ek glo dit. Ek weet nie waar jy is nie, maar ek weet as jy daai deur oopmaak en net weer vir die Here sê, ek glo. Ek glo weer. Ek glo weer. Ek glo weer. Gaan jy die Here sien beweeg. My maate, ding wat sy sê, ek gee my pakkie vir die Here. Ek glo, ek maak die deur oop, dat hy in beheer is oor goed wat ek geen beheer oor het nie. En glo jy vir my, sy stories om vir jou te vertel, oor wanneer sy dit begin doen het, wanneer sy beheer laat gaan het en gesê het, ek weet jy is lief vir my en beheer in my lewe, met al goed in haar lewe en in my ouers se lewe gebeur wat net ongelooflik is. Kan ek jou uitnooi, gee jou pakkie vir die Here. En so, ek wil op hierdie manier land. Ek is baie opgewonde oor volgende week. Ek het besluit dat ek volgende week 'n globale, wat noem mens dit, gathering wil hou. Daar is soveel mense
wat internasionaal na hierdie video kyk. Miskien sit jy nou in Amerika of in die UK of in Mauritius of waar ook al en jy is deel van Kaleio Kerk op hierdie manier, op hierdie aanlyn manier. Nou ek wil net vir jou vra, ek wil jou ontmoet. Ek wil weet wie jy is, ek wil weet wat jou storie is. Ek wil hê jy moet deel wees van ons gemeente en daarom die 12de Oktober 1 uur gaan ons 'n aanlyn vergadering hou. Ons gaan die links oral op ons sosiale media deurstuur volgende week. Sit asseblief daai tyd uit volgende week. Onthou jy gaan dan moet uitwerk as dit 1 uur Suid-Afrika tyd is, dan gaan jy moet uitwerk waar in die wêreld jy is en dan net inskakel by ons. Ek wil en ander mense in Suid-Afrika ook uitnooi. Is jy in Kaapstad of in George of in Durban of in Vrystaat of waar ook al is, wil jy nie ook saam met ons inskakel? Dis nou almal wat nie noodwendig in Pretoria deel is van ons gemeente nie, maar wat op 'n ander manier deel is, jy is so welkom om saam in te skakel. Ek wil jou ontmoet. So sit asseblief daai tyd uit. Volgende week 1 uur, 12 Oktober, gaan ons 'n aanlyn gathering hê en ek sien so uit om jou te ontmoet. Verder as dit, mag jy 'n ongelooflike week verder hê. Ons het volgende week 'n doopsondag by Simplicity. Asseblief, jy gaan moet vroegtydig kom. Dit gaan baie vol wees, so jy moet asseblief vroegtydig kom om 'n goeie sitplek te kry. En ons sien regtig uit vir dit wat die Here by daai diens gaan doen. Blessings, ek is so lief vir jou. Mag jy 'n ongelooflike week verder hê. Goed gaan en veilig wees.